Hallo en welkom terug by die Wiskunde Broers. Vandag kyk ek na 'n tema wat spesiaal aangevra is deur een van ons kykers en dit is die tipes hoeke wat ons kry. So, voor ek inspring wil ek sommer net 'n herinnering vir julle uitgooi en sê, luister, as daar temas is waarmee jy spesifiek sukkel, iets wat jy sien ons nog nie gedoen het nie, asseblief, stuur vir my 'n comment en ons maak vir jou 'n video. So, tipes hoeke is 'n tema wat ons dalk meer in die laerskool gaan sien, maar definitief iets wat ons moet weet wanneer ons graad 8, graad 9 is. En dit lyk soos hier, ons gaan 'n bietjie kyk na hoe gebruik ons ook ons gradeboog om te bepaal wat se tipe hoek is ons mee besig. Daar's een of twee triks. Ja, kyk dalk tot op die einde, dalk leer jy ietsie. Die tipes hoeke, eerstens net som om deur die name te gaan, nee. Ons het 'n skerp hoek, regte hoek, stomphoek, gestrekte hoek, inspringende hoek en omwenteling. En hierso op die regterkant van jou skerm het ek vinnig vir ons net 'n lysie gemaak, net om te sien wat presies val in watter kategorie, nee. So as ek nou in die linkerkant het ons die tipe hoek, die skerp hoek en dan sien ons 0 grade tot 89 grade. Hoekom net 89? Want as dit 90 is dit regte hoek. Stomphoek is van 91 tot 179, gestrekte hoek is 180 grade. Een springende hoek is van 181 tot 359 en 'n omwenteling is 360 grade. Daai kan jy gaan memoriseer, nee. Wat noem ons 'n hoek as hy in daai interval van grade is? Maar die vraag gaan meer spesifiek wees, hoe meet ons daai hoek? So hierso het ek vir ons 'n prentjie van 'n gradeboog. Jy het nou uit die aard van die saak so 'n klein plastiek gradeboog wat jy gaan gebruik. Ek gaan probeer om met my gradeboog prentjies vir jou lekker 'n idee te gee, maar ek dink as jy jou gradeboog gou kan gaan haal, jy kan hom selfs op die skerm gebruik, dan kan dit dalk 'n baie lekker oefeningkie wees. Nou, net vinnig een of twee goedjies. Wat jy sal sien op hierdie gradeboog is, jy sal sien, hy begin by 0 grade, dan as ek nou kyk na die geel, nee, so ek kyk nou van links al die pad na die regterkant toe, dan sien ek, hy gaan tot by 180 grade. Eerder regs na links, nee, ek nou omkeer. Waar as ek kyk van die 0 grade in die linkerkant, en ek gaan al die pad na die regterkant toe, sien ek, hy is ook 0 grade tot by 180. Okay, hoekom is daar twee kante 0 en twee kante 180? Dit maak dit net maklik vir ons. Ons kan ons hoek meet van enige kant af. Nee, so dis eintlik maar net hoe dit werk. En dan die heel belangrikste punt op ons gradeboog is hierdie punt hierso. Nee, daai kruisie daarso wat jy daar sien. Daai kruisie is baie belangrik. Ons gaan daai kruisie presies op die hoekpunt wil plaas elke liewe keer. Dit maak nogal 'n verskil, 'n paar grade links, 'n paar grade regs, jy gaan sien. Kom ons kyk hoe meet ons 'n hoek met hierdie gradeboog. Ons eerste voorbeeld lyk soos hierdie. En nou weer eens, soos ek sê, jy kan jou gradeboog hierso op die skerm sit, maar ek het nou so 'n dowwe gradeboog vir ons in die agtergrond en jy 'n halfe idee kan kry. So eerste ding, super belangrik, is ek gaan sit die hoek van daai gradeboog, nee, daai kruisie presies op die hoekpunt. Hy moet presies op die hoekpunt lê. Alright? Dan wil ons gaan meet hoek X en hoek Y, hoe groot is hulle, sodat ons kan sê wat se tipe hoek is dit. Okay? Vir hoek X. Nou sien ek hierso is hoek X. Okay? Ek trek vir my 'n pyltjie in. Daai pyltjie sê vir my ons gaan meet van 0 grade hierso en ons gaan kyk hoeveel grade voor ek by hierdie lyn uitkom. Hoeveel grade voor ek daarso uitkom. So ons moet nou 'n bietjie versigtig kyk, maar ons sien, okay, wel definitief daar's 10 grade, 20 grade, 30 grade, en dit lyk soos presies 35 grade, halfpad tussen 30 en 40. Ons kan sê, hoek X is gelyk aan 35 grade. Wat se tipe hoek is dit? As jy nou die lys gaan kyk, dit is definitief 'n skerp hoek. Kom ons gaan kyk na Y. Y gaan ek meet van die regterkant af. So nou gaan ek begin by hierdie kantste 0. Jy sien hoe lekker werk die gradeboog nou van albei kante af. En nou meet ek wel. Okay, daar's 10 grade, 20 grade, kom ons skiep 'n bietjie aan, nee. Daar's 90 grade, 110 grade trek ek al by, 130 grade, 140 grade lê hierso, en dan nog 5 grade aan, 145 grade. Hoek Y is gelyk aan 145 grade. Wat se tipe hoek is dit? Dit is 'n stomphoek. Nee, hoe weet ek's definitief reg? Wel, wat gebeur as ek hierdie 35 grade plus hierdie 145 grade, dit gee my 180 grade. X en Y saam
gee vir my 180 grade gestrekte hoek. So dit maak sin. Dit maak 'n reguit lyn 'n gestrekte hoek. So ek dink ek het albei reg gemeet. Kom ons kyk nou nog 'n voorbeeld. Die volgende voorbeeld lyk soos hierdie. Ons het drie hoeke. Ons het 'n hoek X, ons het 'n hoek Y en ons het 'n groot hoek Z daarso. Ons wil al drie hoeke meet. Maar hierdie raak nogal bietjie ingewikkeld van hoe gaan ek my gradeboog draai sodat ek hierdie hoeke kan meet. So ons gaan begin met hoek X. Ons gaan kyk wat ek gaan doen met my gradeboog, waar gaan ek hom plaas. En ek het vir ons die eerste enetjie so geskets. So belangrik, wat jy gaan sien is, heel eerste, ek plaas my kruisie van my gradeboog presies op die hoekpunt van daai drie hoeke. Dan maak ek seker een van die lyne van X. Probeer nou hier 'n reguit lyn trek. Hy lê presies op 0 grade. Dis al wat jy moet seker maak. Een van die twee lyne wat hoek X vorm, lê op 0. En dan gaan kyk ek waar lê die ander lyn. Nou hierdie ander lyn, as ek nou probeer 'n reguit lyn trek, daai is naby genoeg, dalk maak hom vir my reg. Dis hy. Die ander lyn, hy lê amper by 90 grade, nee, as ek nou kyk 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, maar dit lyk of hy nie op 90 grade lê nie. Dit was so amper 'n regte hoek. Kom ons kyk, ek tel die klein lyntjies op jou gradeboog sodat jy dit mooi kan sien, nee. Dit lyk vir my soos 2 klein lyntjies. So ek weet hoek X is gelyk aan 92 grade. En dit is net 'n stomphoek. Dit is net 'n stomphoek. Hy's net groter as 'n regte hoek. Okay, perfek. Wat doen ek nou met Y? Nou hier's wat ek nie wil doen nie. Ek wil nie nou gaan en probeer sê, okay, van 92 tot by 143, hoeveel grade is dit? Ek wil nie dit doen nie. Wat gaan ek doen? Ek gaan my gradeboog draai en hy gaan lyk soos hierdie. So, ek het my gradeboog gedraai, die kruisie van die gradeboog lê presies nog steeds by hoekpunt en ek maak seker een van die lyne van Y, een van sy lyne lê presies op 'n 0. Dit hoef nie op hierdie 0 hier te lê nie. Nee, ek kan op die ander kantste 0 lê. En ek gaan kyk waar lê die ander lyn van Y. Nee, so as ek nou daarso help my daar rekenaar, as ek die ander lyn gaan kyk ek waar lê hy? Wel van 0 af, 0 grade, 10 grade, 20, 30, 40 en dan kyk ons wel as daai 40 grade is, 45, 50, presies op die 50 grade lyn. So Y is gelyk aan 50 grade. Dis definitief 'n skerphoek. En ek kan sien dit lyk ook soos 'n skerphoek. Ja, dit klink goed. Beautiful. Ek het X, ek het Y. En kom ons gaan kyk na Z. So hoek Z, weer eens gaan ek die gradeboog draai. Nou hoek Z het 'n trick. Uit die aard van die saak, hopelik kan jy al sien, hoek Z is definitief 'n inspringende hoek. Nou, hy is groter as 180 grade. Maar hoe meet ons 'n inspringende hoek? Dit is bietjie van 'n tamaletjie, né? So, hier's wat ek gaan doen. Ek gaan sê wag 'n bietjie. Okay. Kom ek verleng gou hierdie een sy wat Z vorm, né? So die rekenaar gaan my nou mooi help millenniaal daar sê. Ek verleng hierdie sy wat Z vorm. Wat ek weet is, hierdie stuk wat ek nou hierso rooi vir jou wys, is definitief 180 grade. Dis 'n gestrekte hoek. As ek my liniaal gebruik, gaan ek altyd 'n 180 grade hoek kry. Al wat ek nou nog wil meet is, as ek net hierdie stukkie kan meet en kan byplus, dis al wat ek wil hê. So ek gaan seker maak my een lyn is presies op 0, dan meet ek 10 grade, 20 grade, 30 grade en 'n bietjie, hoeveel? Hoeveel is daai bietjie? Kom ons gaan tel die klein lyntjies. Dit lyk so 6, 7, 37 grade. So, wat doen ek vir hoek Z? Ek sê wel, vir hoek Z het ons 180 grade plus 37 grade, het ek nou net gesê, en dit gee vir ons presies 217 grade. 217 grade. Nou, ek kan vir jou nou al ietsie sê, wanneer die onderwyser merk, ons gee altyd vir jou bietjie grasie. 1 of 2 grade kleiner, 1 of 2 grade groter, jy gaan nog steeds volpunte kry. Maar ons wil so presies as moontlik wees. En hierdie is 'n vinnige inleiding wat se tipes hoeke kry ons en hoe werk ons met 'n gradeboog. As jy nog sukkel of jy het nog vrae, stuur vir ons 'n comment en ons help jou.